Morning everyone. It's good to be back at the dam. This is volume 2 of Foremost. We're here at a private dam here in Malmesbury, close to Malmesbury, and as you can see it's very misty around. Fish are really slow. Yeah, so I'm here with my friend Jurgie today, as you know. Morning bro. Môre Liam. Ja, dit is lekker om weer eens slag terug te wees. Het was wat 2 weke terug wat ons laas gevang het. Ja. Maar ja, ek sê, jy het toch vanoggend gesê toe ons kom. Jy sê ons daar vanoggend vroeg uit Rebecca stil het weg. Jy sê, hoe laat het ons hier aangekom? Voor 6. Half 6. Ja, 6:30 was die kant ons hier aangekom. Ja, en toe was nog pik na donker buite, lekker oop weer, te dink ons, right man, nou gaan het eintlik, die mis gaan weggetrek wees, het gaan oop wees, nou gaan ons lekker kan vang en toe ons weer sien. Nou lyk het so, maar ons klaar nie. Het is wintertyd, het is middel van die winter, so dit is buite ons beheer, ons kan nou nie daarvoor help nie, maar ten minste is ons hier buite. Yeah. Another thing is we just want to show everyone that Foremost works in all conditions, winter, summer, autumn, spring, anywhere and everywhere. Foremost will work, and this is the perfect conditions to show you guys. I mean, you can't get any worse than this. I mean, really. Ja, you can't even see 2 meters in front of you, so it's pretty bad. Ja, ons hoop en bid om 'n paar visse se dag te vang. Jy het gesê daar so 'n paar dippies wat jy vandag bietjie hard wil gooi, hard wil uitdraai, dat jy hoop werk en dat jy hoop goed gaan werk. En ek weet dit gaan werk vandag, want soos ons nou al gesê het in die vorige video, die ding is karpengel, dit is eintlik vir almal. Baie mense dink dit is nee, maar dit is nou moeilik en dit is regtig nie. Kyk, dit maak nie saak of jy die grandste stokke, grandste kontrole, grandste lyn het nie. Jy kan dit 'n eenvoudige handlyn ook gebruik. Maar nou, ons kan nog gelukkig nie so vang nie. Ons doen dit op die regte manier, in die een manier, die regte manier en with the right bait as well. Ja, en ons gebruik die regte aas. Ons het vanoggend net so klein bietjie voer aangemaak. Ons sal nou vir julle wys dat ons die voer aanmaak. Ja. En maar soos julle sal sien hier op die tafel is alright, nou jy weet ook wat hier aangaan. Hierdie 2 klein sakkies is die ou mieliebom wat Foremost gemaak het. They still make it. Hulle maak dit nog steeds. Dis eintlik maar net die nuwe ene of die ou een. Yes. En dan hierdie nuwe ene, hierdie groot sakke is die nuwe bom wat hulle maak. Nou hy het meer partikels in, Yes. dat hy vinniger afbreek. So jy kan hom hoe sag aanmaak, net soos wat jy wil. Jy kan hom hard aanmaak, jy kan hom sag aanmaak. Hy sal bitter vinnig afbreek. En ek weet ons het nou al 'n paar ja. keer gevang met dit en ek is baie happy met dit. yeah, I'm very impressed with it. I mean, 2 weeks ago we caught around about 25 fish each in about 6 hours. Ja, ons het It's a quick session at that other dam in the last video. So yeah, I'm very impressed with the bomb. Concerning baits, you can see I've got a few put out here for you, but I really want to focus on these 3 here. Today we're trying out Foremost AGT. It's a almond garlic TCP. Green Goblin, it's a very nice exotic fruit dip, works everywhere, works for every condition. And 3 pineapple, also another great dip, works everywhere, winter and summer, you'll catch fish with it. Terwyl ons nou hier besig is, my lyn het gedrop, ek gaan dit gou optrek, ek is nou terug by julle, ga jy gou aan. While he's doing that, what he used on that stick right there, he's been using Green Goblin on the one stick, great dip to throw. There he's on. Dit is winterengel, jy weet nooit wanneer dit is nie, en dit is eintlik so, ons het nou net gesê, dit sal eintlik lekker wees, as jy nou skiet en nou loop die katrole en dit is die lekker ding, en daar gebeur dit. Ja. Eerste visie aan vir die dag, jy sê ons is al vanoggend vroeg uit. Ja. Maar soos jy sê, daai 3 wat jy in jou hand hou, Green Goblin, dis presies wat ek gegooi het op die stok. Ek het 'n plain floutie gegooi, plain sagte floutie, bietjie Green Goblin op die bol en jy kan self sien hoe staan en trek hy heeltyd daai kopskutte. En dit is wat ek gegooi het en hy het gewerk. Ja. Dis winterengel. En kyk daar, dit is maar net hoe dit is en dit werk. So Ja. dit is die ander ding van
as jy die regte dips koop, ja, dis 'n mooi karpie. As jy die regte dips het, dan sal dit werk. Jy moet net die regte goed koop. So julle kan ons kontak en ons kan alles julle deurgee en soos hierdie 3 dips wat hy nou hier by hom het. Jy sien dit hier in ons vallei, hier in die Riebeekasteel area, die Mamasbury area, Parel, is dit eintlik die 3 hoofdips wat ons altyd gebruik en dit werk altyd. Yeah, of course. Any information, anything concerning Foremost, and you wanting to buy or find any getting any information about, contact Omlumil. His number will be on the video. We'll put it on for you guys. So yeah, let's go see him catch his fish. Let's go. Ja, en dis ek wil eintlik aan 'n polisieman aan sit want hierdie polisiemanne maak my partykeer so kwaad vir hulle wat so om die stok se punt draai. Maar ek het hom nou nog nie gesien nie. Hy is nou maar in die water. Maar ja, kyk dit. Ek Foremost, ons het nou al baie toetslopies gedoen en al het nou al kom nou al 'n hele tydjie lank aan. Ja. Kom al 'n hele tydjie lank aan. Jy sien hoe lank is dit nou wat hulle aan die gang is? 4, 5 years. Ja, en dit kyk daar's min mense wat weet van hulle goed. En hulle goed is regtig waar, ek moet sê dis topgehalte. Dis regtig waar nie enige slegte produkte nie. Dis hoogs gekonsentreerde dips sal ek eintlik sê. Yeah. Concerning performance-wise, I mean, JGJ is this, your standard fishing for the experience and for. Hoe sê mense in Afrikaans, hy vang vir die lekkerte. Ja. Me on the other hand, I do fish provincially and I represent my province as well, Western Province. I fish for the South African A team as well, all using Foremost. They've brought me through so much. They've helped me through so much, and yeah, I just have to thank them with everything from the bottom of my heart. They've been with me through all this time, and yeah, you can see how it's performing now. I mean, it can't get any better than this, eh? Maar kyk, dis eerste visie vir die dag. Hoe sê hulle altyd die rekening is oop. Ja. Eers is my te mooi in sy boonste lippie gehaak. As hy. As raar, dankie. Maar eerste visie vir die dag. Ja, kom, ons gaan haak hom gou af daar in die mat en dan wys ons vir julle. Okay, back. As hy, hier is die eerste visie vir die dag. Kyk gou daar vas asseblief Liam. Yes. Ek net gou hierdie hoekie uitkry. Ja, hy het hom mooi in sy boonste lippie gehaak. Presies waar ons hom soek. Ons soek hom van die boonste lippie of van die onderste lippie. As hy, kan hom maar. As hy, sinds vast nie net hier so. Dis net daai hoekie uithaal. As hy. En ja, kyk, soos gesê het, ek het 'n Green Goblin plain floatie met 'n maar hierdie net as hy. Met 'n bietjie Green Goblin gegooi. Liam kry 'n bietjie water vir ons hier binne kan dit hy nou nie uitdroog nie. Yes. En dit is lekker koud buitekant. Ek het net 'n plain floatie. As hy, is reg. As hy net 'n bietjie water, dit is net vir 'n bietjie water gee want mense moet mooi kyk na jou vis as jy hom aanvak. Jy soos hierdie kiepnet het 'n hoe kan 'n mens sê 'n aanhoeking met in hom. Yes. So dit is 'n mens moet so iets is eintlik baie belangrik want kyk hier, dit is nou van mense wat vang. En dan kry hy seer. Kyk hoe lyk daai vinnetjie. En ons hou glad nie daarvan as die vis so seer kry. Dit is regtig waar nie goed vir die vis nie. En hier is nog 'n jong karpie. Hy is ek skat hom 1,5 kilo. Ja. En Dis 'n mooi vis. Dis 'n mooi visie en julle kan self sien hulle is in baie goeie kondisie. Agter ons is 'n koringland en aan die ander kant die mis wat mense nou nie kan sien nie is 'n klomp sitrusboorde. Ja. En ja, kyk bly en floatie, Green Goblin en daar werk hy. Hy het hom plat gegooi. Hy het 'n backbite gegee, ek het hom teruggebyt en terug ingetrol en ek het hom gevang. Ja. Wat dink jy? Ek dink die Green Goblin sal vandag eintlik goed werk as hy nou so vroeg werk en so goed eintlik werk want dit was nou letterlik ons tweede gooi eers. Yes. So there isn't even any mealie bomb in the water yet. So I think that Green Goblin's performing well. We'll check what happens later in the day. Ja. Mooi, maar ons gaan toe hierdie vis hier terug sit en dan
gaan dus verder aangaan met die dag. Nou, julle het nou net gesien, terwyl ons die begin gedoen het julle die sakkevoer gesien. Nou, ons sal gou vir julle wys hoe om hierdie sakkevoer aan te maak. En kyk, vir my sin is eintlik baie lekker. So, ons gaan nou, kyk, ons het nou al dit so baie gedoen. Eintlik die vorige video het ons gesê dis 'n 2:1 Ja. 2:1 ratio. So 2 koppies meel of voer en 1 koppie water. 1 koppie water, 2 voer. Dis maar die eenvoudigste manier om dit aan te maak. En ons het al so baie gedoen eintlik. Ek weet al hoe dit voel. Dit kan verskillendes doen ons so. Yes. Maar ek hierdie was nou hulle ouer mieliebom het hulle gehad, die ou sakke. Dis presies dieselfde packaging sien jy. Hier is die ou packaging see-through. Hierdie is die nuwe een. Packaging. En hierdie is die nuwe voer wat hulle gemaak het. Ja. So, ek gaan nou met 'n ander werk vandag sommer. Wat dink jy? Maak sommer daai hele sak en dan as dit te min is dan Nou, gooi die hele sakkie by. Okay. Yes, kyk hoe mooi dit is. Dan Maar hulle sakke is mos hoe sê hulle oplosbare sakke as ek reg is. Die nuwe sakke is, ja. dink ek. Die nuwe sakke, like we said, the new bomb isn't released yet. It's going to be released soon. But for now, I'm not sure if this is going to be the bag they're going to bring it in, or what's going to happen. But that's the bag we've got for now, so you don't have to worry about that. This is just a 8 tooth session, a testing out session for now. So we'll see. Okay, maar kyk, in die nuwe voer het mos klomp partikels in. Yes. Hy het mos nou baie partikels by. Ja. Partikels in. En ja, kyk, hy breek baie vinniger af. Ons het nou die dag gemeet en of dit getime. Hoe lank was dit dat hy gevat het om af te breek? Dit was 'n paar minute. Dit was so 3 minute, dan was ek klaar. Dit was vinnig. En ja. Ons het nou die ou ene, hy vat die ou af te breek. Maar dit is die op die rak sover. Hierdie is sommer die nuwe een, hy's nog nie heeltemal uit nie. Ja. Ons sal julle ook laat weet wanneer die nuwe bom uit is. Sal opsit. Jy sien mooi kom die son uit, hoop dat ek die mis bietjie weg. Maar ons het nou ingegooi van daai. Dan gaan ons so van die nuwe ene. Sal jy kyk of sien, ek gooi net so 'n bietjie by. You can see clear, you can see the color has changed as well. The new one's a bit more colorful, a bit more yellow than the old one because it's much thicker. Ja, en nou kyk jy, die ou ene is baie fyn ook en baie mense hou van die fyner voer want hy sit beter aan jou sinkertjie of jou spring. Ja, maak nie saak wat jy mee hengel nie. Ons hengel met ons sinkertjies vandag, so wil jy moet vinnig afval. En soos julle kan sien nou, ons meng net gou so vinnig die twee die mekaar. Julle sal sien, julle het nou gesien die eerste een is baie wit, die een is meer geel, hy het meer flakes in, so hy breek baie beter af. Maar ons gooi 'n bietjie water by dan begin meng ons dit. Ons sal begin met so 1 2 3 4. Gaan eers begin met so 4 hande. Meng hom bietjie deur. En dan gooi ons maar nog by en jy gooi by. Ja, gooi vir ons nog by. Gooi maar. As ek glo hy's reg. So 'n bietjie meer dink ek. Ja, gooi maar nog water by. Ons maak nou baie voer aan. Ja, sê. Dis reg. Hou meng ons hom net goed deur. Maak die voer aan. Kyk, ons maak hom nou baie sag vandag aan. Ons maak hom baie sag vandag aan eintlik. Dat ons 'n bietjie vinniger afgebreek kry. Ja. Oordat dit nou so mistig is en as julle nou kan sien hier agter ons. Nie eintlik agter ons nie, maar meer vorentoe begin dit nou oop te trek. Yes. En julle sien nou dit begin nou oop trek. Gooi ons 'n bietjie water by dat ons net so klein bietjie. Daai is reg. En julle sal sien hy so amper hy lyk baie soos deeg. Ja, hy's taai. Jy moet net hom as jy hom lekker sou hulle nou wys. As jy hom nou lekker aangemaak het, gaan jy nog water byvoeg. Dit is eintlik klaar. Is baie nat nou. En maar dit is kyk, hulle is baie nat.
Maar ek moet sê dis die reuk wat daar uitkom terwyl 'n mens besig is om hierdie voer aan te maak is net besonders. En ek het lanklaas moet ek sê, vandat ek Vomers begin gebruik het ek agtergekom hulle voer is ook baie, dis beter, is iets anders, maar is baie beter ook eintlik, want baie van die ander maatskappye se voer is baie hoe kan ek sê, hy's dun. Ja. Maar baie keer dan vat hy lank om af te breek. Hierdie julle kan sien, hy's baie sag. Ja. En hy's fyn, maar hy breek gou af. En dit is presies wat ons soek, veral in die winter. In die winter wil jy nie, hy moet eintlik, in die somer wil jy ook, hy moet gou afbreek. Maar in die winter wil ons sê, hy moet gou afbreek, want die partikels wat daar binne-in is mens moet in die water gooi. Die partikels styg op. Hy begin netterk as jy hom in die water gooi en hy begin af te breek. Dan daai partikels begin op te gaan. Hulle versprei deur die water. Hulle skuif rond in die water. So dit is wat die vis lok, daai reuk waar daai partikels afgee. Lok die vis in. Soos ek julle gesê het met daai vis. Dis letterlik ons tweede gooi wat ek gegooi het. Ja. Op daai kolletjie. En hy het gewerk. Yes. En hy het gebyt. For sure. En dit was nie lank nie, dit was 20 minute. Yes. Hy het gebyt. So that batch that we made, we still got a few millibomb in my bucket here. This is basically the end result. Just to give you guys an idea on how it looks. So you can see it's not like other bombs with like supercars and that where it's thin particles. There's particles but it's thin. You can see there's the bigger particle. There's the bigger, it clamps up together. And it's really nice bomb. I'm really impressed with this bomb. I'm not even angry at anything about it. There's nothing wrong with it at all. I've used it everywhere. I've used it in Bloemhof for my essays. I've used it in Free State for my nationals. I've used it in the Western Cape here for Western Province League. I've used it everywhere and I've performed really well with this bomb. So I have nothing to complain about it whatsoever. Ja. Yeah. So, and it takes a bit of time to absorb that water and to get nice. That's why we say make your bomb before you pack out. That's what we did this morning. We made our bomb, then we packed out, and then we were ready to fish before we made the video. When the mist was a bit too thick. But yeah, you can see the bomb is nice and thick now. It's still wet. It's still absorbing. Ja. It must take about 10 more minutes to finish. Ja. So En julle sal sien ek het nou net vinnig 'n bommetjie gemaak, maar kyk nou as ek hom so opbreek. Jy sien duidelik elke partikel. Kyk die partikels, daai groot gedeeltes. Jy sien duidelik die partikels en dit is wat ons soek in die voer. Daai partikels wat hom vinnig afbreek en hulle styg op en hulle gee 'n reuk af in die water waar hy vis lok. Regtig waar gou lok. En soos ek gesê het, die boer het gesê daar was nou die naweek was hier 'n ou hier wat hy het binne 'n halfuur se tyd het hy 5 vis gevang en ons tempo begin 'n bietjie stadig, maar hy het ook stadig begin, maar sy tempo het vinniger geraak, het later op 'n 7 minute tempo gehengel. En dit is lekker dit was wat hierdie voer lekker maak. Hy binne 7 minute is hy afgebreek. Yes. En eintlik wat 3 minute, dan is hy afgebreek reg vir jou. As jy met 'n veertjie hengel, hoef jy nie te worry dat as jy uittrek dan gaan daar nog voer binne in sit soos die ander maatskappye en ons al gesien het ek baie gebruik het. Ek het al baie gebruik en getoets en alles om te sien watter een van my eintlik regtig waar werk. Ja. Maar hierdie is een van die min wat regtig waar as jy hom met papier hengel. As jy daai stok, jy gooi hom, jy kan hom 10 sekondes later uittrek. Hy voer sal glad nie in jou veer vassit nie. Hy sal daar op jou voerkol reg wees. Hy sal daar lê, netjies mooi en hy sal nie saam uitkom nie. Dit is wat 'n mens soek ook. Dis nie goed as 'n mens hengel en jy trek jou veertjie uit en hy voer sit nog steeds in die veertjie vas nie. Ons soek regtig waar dit is nie ons en veral soos Leem wat nou SA's hengel en WP hengel en al daai goed. Dit is nie iets wat ons soek nie. As jy op die dag op 'n vinnige tempo kom, dan soek 'n mens eintlik die voer wat vinniger afbreek. Want kyk hier, soos hoe meer ek hom brei,
hy absorbeer meer die water. En Liam, wat is jou eksperiment nou daar wat jy nou besig is mee? So Ek sien jy is besig met die eksperiment. I'm just testing the bliss of the bomb while we're here. Sorry that I'm interrupting now. Ja, dis fine. This AGT, what a beautiful dip. Like I said, it's an almond garlic TCP. There's a lot of you know this dip works really well, especially the garlic TCP. Just want to test this out. So I've got 2 pieces of bomb here. I just want to show you guys how this bomb blisses in the water. Sorry for all the reeds in that. We can't help with that right now. Just check how nice this bomb blisses in the water once it hits the bottom. And see all that part, all that dirt, all the dust from the millie bomb start to lift up. And then after a minute or so, you can already see the particles on the bomb. Now this bomb is not ready yet, but you can already see once it's soft. So it will start to break off in about 40 seconds time. So while that starts breaking off, let's test our AGT, check how it works while on the bomb when it hits the water. Ja, Put an experiment, so you put your ball on and whoops, there's your AGT on the ball. net so bietjie. Smear it nicely. Smeer 'n bietjie in, netjies, mooi. Okay, Maar you're gonna throw it right next to this bomb here. Let's see what happens. Bang. dadelik as hy die water slaan, kom en begin die fluoresent stadig Yes. maar seker uit die AGT uit te kom. En dit is ook wat ons soek. Liam, daar gaan jou stok. Ja. Oh, sorry. Maar dit is ook wat ons soek. Ons wil nie hê die fluoresent moet dadelik alles afwas nie. Julle sien nou hy toe hom nog laat val in die water. Hy het stadig maar seker begin hy. Julle sal mooi sientjie daar. Daar kom hy stadig begin hy van die bommetjie af te trek. Daai ene sal julle nou sien, ons sal julle nou wys as hy visie het, dan sal ons julle wys hoe daai partikels begin loskom. En daar is jy eintlik aan die agterkant van die bommetjie kyk. sien jy daar, daai klomp wit partikeltjies daar voor. So begin die bom af te breek, van stadig begin hy af te breek. En dit was nou negatiewe byt by Liam. Hy het seker hy die voerbal hard gestamp, daai die voerbal opgetel dan. Ja. So hoekom nie gevak het nie dat hy die voerbal opgetel. It's alright, we have plenty of time. Dit is hier, ons het baie tyd, dis winterhengel, die visse is maar pikkie sê hoe as hulle sê. Maar ja, So yeah, you can see the bomb really performs very well, and see the particles already breaking off here and there, more or less around. So yeah, really impressed with this brand, brand and their products and everything. I'm looking forward to work with them ja. for quite a while in the future. Hopefully this brand spreads and a lot of people will be fishing with it in the future. Ja, dit is eintlik regwaar een van ons grootste wense. En dit is hoekom ons hier is. Ons is hier om julle bewus te maak van die brand. En dit wat hy nou net gesê het, AGT, wat was er nog, Pineapple Green Goblin. en Green Goblin. Dit is eintlik ons die hooffokus wat ons het, want dit is die hoofdippies wat ons het. Hulle het 31 verskillende dippies, Yes. maar al 31 werk. Hierso het ons nou ons volgende gooi en ons het weer dieselfde. Ons het een stok het ons verander. Ja. En nou trek die mis alweer in, maar ons kan nie help vir dit nie. Maar ja, dit is maar dit is soos jy sê ook. Ons is hier om, soos ek gesê het, ons is hier om julle bewus te maak van die ding. As julle nie gaan weet daarvan nie, dan gaan niemand dit gebruik nie. En ons is hier, ons maak julle bewus van dit, wys wat 'n wonderlike produk dit is. En die een ding wat ek nou die dag eintlik gehoor het, wat eintlik baie waar is, wat 'n man gesê het, 'n oom gesê het, alleen wat ek ken. 'n Rivier en 'n dam waar baie mense altyd vang. Die vang mens maklik vis. Maar 'n plaasdam is eintlik moeilik om te vang. Yes. As jy so daaraan dink, want hierso is hierdie dam. Ons was al 'n paar keer hier en elke keer werk iets anders. Ja. En ja, dit is eintlik maar 'n plaasdam is bietjie moeiliker om te vang. Maar as 'n mens eers jou dippies het en dit is waar dit inkom weer. As jy regte goed het, sal jy vis vang. Yes. Maar ons gaan die dag weer verder aanvat. Ons gaan seker so 'n paar minute gaan ons die stokke weer uithaal, net weer gooi, soos jy nog 'n visie gou vinnig die aanhakkie.
Hopelijk doen ons. Ja. Maar ons vat die dag weer aan en dan is ons nou weer by julle. Sharp. Hello guys, I'm here with Jurg here today at a beautiful dam in Malmesbury. Just going to show you guys my bait presentation. So, got some nice Foremost bomb here in the hand. It's now set from when we did the video. So you can see the particles in the bomb. New type of strop today, testing it just to see what happens if the spring is on top here, sliding spring. So, okay, bomb goes on. No struggle with that at all. Not throwing very fast, so the bomb doesn't have to look insane or anything like that. Yeah, so just get the bomb on quickly. So it doesn't have to look anything crazy, nothing mull at all. Just get it onto the spring so that it doesn't fall off. Relatively big bombs because of the farm dam feeding spot here that we need to do. There we go. Not too bad. Anyway, I'm do some Foremost garlic. So it's in my VP tubs. Sorry for that, guys. 2 Foremost garlic floats, one at the bottom, one at the top. Plain and simple. Using number 1 hooks. It's a garlic float. And the top hook garlic float. I'm going to put the top float back into the ball because I have a feeling they taking the food and the mooty instead of the hook bait. So just going to put them back into the ball. Obviously the curve of the hook first. Don't want to hook a particle with the point and then it doesn't want to hook the fish properly. So you put the curve in, just like that. Okay. Make sure to always fish clean your hands and everything. It's always good to fish clean. Okay, dips wise, let's pick a dip here. Classic combo for where we're around Malmesbury Paul is musk. Not too much, it's winter. Just like that, spread it around. With a bit of mango extreme. Great combo for where we're around, especially the musk and anything sweet or fruity like green goblin, musk pineapple. Always a great combo around here. And yeah, and just like that, it's my bait ready to get in the water. Not throwing too far, throwing about 35-40 meters, 8 foot. Let's get it in. There we go. Middag julle, ja, so gou vir julle wys, ons het vanoggend, daai eerste visie by die intro, het ons op die Green Goblin gevang, met 'n plain floatie, en toe is die dag toe raak het baie stil, en het was, soos julle gesien het, was heel onmistig, die son is dan nou uit, dankie toch daarvoor, want jy so, ons soek die son, en
toe het ons besluit, ons gaan van die ander kant af hiernatoe skuif, en ons het geskuif, ons het nou al elkeen 'n gooi gemaak, en, maar ja, en ons het nog vis, ons daai eerste visie was op Green Goblin, toe raak het stil, toe het ons op iets heeltemal anders begin vang, en dit is ook hoe kan ek sê, 'n ander dip wat ons nie verwag het vandag gaan werk nie, maar hy het gewerk. So ons begin met die voer, met my hande bietjie nat maak, want hy raak nou droog in die son. Die sonnetjie bak hom nou lekker. En dan mag. Nou ons maak nou, kyk, ons het nou eers hier gekom en ek het nou eers een gooi gemaak, is my tweede gooi. So ek ding is, ek gooi lekker groot bolle eers, dat ek net lekker voer in die water kry. En dan as ek lekker voer in die water het, dan in die vis begin te eet, dan gooi ons minder, maar vir eers net om die vis in die gang te kry. Maar kyk, dit is koud. Dit was vanoggend toe ons hier gekom het, maar iets soos 9 grade. Maar dit is nou op die ou einde, is dit eintlik 20 grade vir vandag. En dit is eintlik lekker weer. Maar dit is nou net nie daai dat jy nou jou top kan uittrek en alles hè. Maar ja, daar sien julle, soos die voerbal mooi netjies op. Net die hande was. Mense goed moet altyd skoon wees as jy vang. Maar ja, soos ek gesê het, ons gebruik die pineappleflouties. Ek sit 2 op elke hoek. Ja, kyk, vandag, ons het gedink vandag gaan goed gaan, maar die weersomstandighede het nou net nie saam gespeel dat het nou so goed wil gaan soos ons nou gehad het ontmoet, maar dit is maar hoe visvang werk. Dit is nooit dat jy regtig waar 'n dag gaan goed doen. En dis veral in die winter is dit veral moeilik. In die winter is die vis lui. Hulle wil nie eet sommer in die winter en hulle metabolisme is baie stadig in die winter. Nou dis kom ons gooi ook nie te veel van 'n dippie op die bom nie. Jy sal sien ons gooi net sulke bietjies. Maar verder dan het ek nou eers 'n Bopensie. En dan gooi ek 'n bietjie FXC van Foremost op. Dit is net gewone FX eintlik. En Bopensie is 'n sprits. 'n Sprits en nog 'n soet reekie, maar ons kan net nie uitvind wat daai reekie is nie. Of ons glo en dink, ons dink is raspberry, ons glo so. En ons sal maar by die eienaar wat uitvind. Maar dan sit ek net so 'n bietjie FX by. FX is eintlik maar net dis karamel met fluoresien by. Dit is maar wat FX is. En maar soos julle nou daar sal sien, daar is my besigheidjie klaar. Ons gaan net hierdie boonste hoekie, sy hoe kleintjie is bietjie langer. Ja, so terugdruk in die bol. Jy sien hoe is my hande vuil. Maar kom ons gooi. Ons gooi nie baie ver nie. Ek het van my vorige klip, ek het altyd daar aan die kant op 'n klip gehengel. Trend so sê maar 60 meter. Maar ek het my klip nou so 10 meter korter gemaak. Maar ja. En hy is op die klip. En dan sit ons die stok op die stand, hier sit jou policeman op. En die kop Foremost die vangvis, as hy. Yes, ja, is nou aan die einde gekom met die dag. Dit is nou, ja, is 2:15. En ons het vanoggend nie gekom, gedink het gaan goed gaan, maar die weersomstandighede het ook glad nie saamgespeel hierdie. Mis het eers hier by 12:00 se kant weggetrek, maar ons het so 'n paar vis in die net gekry. Verder aan Bopensie was my eintlik die wenner vir vandag. Yeah, it was really a difficult day. The weather was just insane, but can't blame any of that. Nonetheless, we did catch fish. It just shows that even though the weather is tough and the conditions are tough, that we can really Foremost can really show up
at a difficult time like this. Now that we're here, we won't be posting for a while since our school holidays are finished. And Ja. they blame us in the courses. Aan die parel. Yeah, so Maar ja, Dus- ja. yeah, so we won't be posting for a while. In September, I am going for Bloemhof for my nationals, so we'll be posting a bit there. And yeah, Jurgen, thank you for coming. Ja, net dankie vir jou om saam te kom en dat ons hierdie ding kan doen saam. Maar ons dink ons gaan nou van nou af, dink ek ons gaan weer 'n geleentheid kry voor die vakansie miskien Spring, yeah. om saam te vang, maar ek dink ons kan daar kanse wees dat ons individuele video's gaan maak. Ja, ik film individuele video's. Zaterdag en volgende zaterdag ook. I'm catching at Paul Dam on Saturday, and next Saturday is a competition at Kalkoende. So yeah, see how it goes. Ja, nee, ek hoop jy al die beste toe daarvan. Dankie. Ek hoop jy ons weet jy gaan goed doen, ons glo dit. Skopje gehad. Ja, jy gaan skop en ons weet mos nou maar die foremost dinge, dit gaan werk. Maar ja, soos ons gesê het, die dag was moeilik. Weer het glad nie saamgespeel nie, die vis het ook nog nie saamgespeel ongelukkig nie, maar ons het 'n hele paar gevang. Ons het klomp, ja. ons het so, weet jy, ja, so paartjies op kamera, maar die rest is van kamera afgevang, want dit was Ja. maar klein visies, Kleintjies, ja. nou nie kompetisie visse nie. Ja, so. Maar dis dan ten minste iets wat ons gevang het. ja, maar of course. ja, kyk, ek moet sê Boepensie was vandag hy Ja, was die wenner vandag. Of course, spirits with a touch of something sweet. Maar ons dink is 'n cranberry. Yeah, cranberry, raspberry, Ja. something like that. Maar ja, ek dink dit is nou wat ons het vir vandag. Yes. Volgende week kry ek by 2 nuwe stokke, so as ons weer kom, dan sal ek hulle vir julle wys. En verder dan, hoop ons al die beste toe vir mekaar. Skoolvakansies begin Ja. ook alweer in Einde. tot wanneer ons skoolvakansies eindig nou alweer, maar niemand wil terug skool toe nie, maar dis dan maar hoe die lewe is. Ja, As ons skool klaar gemaak het, kan ons dit elke dag doen. no, precies. Dis die lekker ding daarvan. Any information about the products and the bomb will be put on the video itself. So yeah, Julle kan gerus kontak maak op ons YouTube blad en op ons Instagram blad en ons TikTok blad ook. yes. En julle kan gerus 'n draai maak daarso en gee ons 'n volg en op YouTube gee ons 'n like en 'n volg daarso en Sê. onthou om die klokkie te druk om dat hulle herinner word wanneer ons weer 'n video post. Amazing. Maar Liam, ons sien weer. En ons sien julle volgende keer as ons weer 'n video maak. Nice, man. Sê. Cheers.